Hartlike goeiemôre kykers en luisteraars, baie welkom by die uitsending. En hierdie naweek, die afgelope naweek, lang naweek, was ek in Pretoria gewees, is ek in Pretoria, waar Sentraal Transvaal 'n oefening gehou het. Mediese oefening hoofsaaklik, maar ook baie geïntegreer met die ander departemente. Ek sal later die week vir u seker 'n video plaas as dit die wil is en as alles voorspoedig verloop, hoe ek self by die ontvangspunt ontvangings en vorms moes invul, soos wat enige lid of vlugteling dan ook sal moet doen. Die kommunikasie wat daar was, die radio, kommunikasie tussen al hierdie departemente, sekerheid van daarvan ontvangs af, het sekerheid my verder begelei en gewys waarheen om te gaan. Die mediese oefeninge, die kommunikasie met radio's op kort afstand, die stelsel binne in die kamp, noem dit 'n basis as jy wil, wat op Wi-Fi gefunksioneer het, uitstekend daar, vir ons IT ook, baie goeie werk, almal, ek wil nie iemand uitsonder nie, dit was briljant, u sal op die video sien, as dit die wil is, en ons plaas hom later die week, as al die inligting en al die video's mooi en so deurkom. En wel gedaan, Nico, Etienne, jou eerste volledige gereelde kamp, ek dink dit was 'n groot sukses. Ons het ook kommunikasie gehad van daar af na die Haka toe, oor 'n afstand van 700-800 km. So uitstekend, regtig, ek is regtig opgewonde, dit is 'n riem onder die hart, en ja, om dit te gebeleef het. Maar later die week meer daaroor. Kykers en luisteraars, iets wat ek graag met u wil deel, wat vir my op my hart druk die laaste 2 weke, en wanneer iets so aan mekaar in my gedagtes, u weet u ook, as ietsie gereeld in die gedagtes opkom, dan glo ons as gelowiges dat dit kan die Heilige Gees wees wat ons iets attent wil maak. As daar miskien 'n persoon in jou gedagtes opkom, hoeveel keer het dit al met u gebeur, dat 'n persoon in jou gedagtes opkom, en dan bly hy opkom, en dan op 'n stadium besluit jy, kom ek stuur dalk maar 'n SMS, of 'n WhatsApp, of 'n boodskap, en dan later van tyd, dan, of nie lank nie, of wanneer ook al, dan hoor jy die persoon het geweldig daaruit geput, en dan weet jy, dit was die Gees wat aan jou deur geklop het, en vir jou gesê het, luister, kontak vir die persoon, stuur vir hom net 'n boodskap, en onthou, wanneer die persoon 'n boodskap kry, is dit nie noodwendig, dat dit vir hom voel, of vir haar voel, dit is van 'n mens af, dit is van 'n mens af, maar jy weet eintlik, dat dit die Gees van God is, wat jou versigtiging hoor, jou bekommernis hoor, jou depressie miskien hoor, wat ook al daarmee saamgaan, en dan kom dit vir jou as 'n antwoord, vanuit die hemel uit, net via 'n mens, dit is hoe die Vader dit doen, onder andere. So ja, iets wat op my hart druk die afgelope paar weke, en ek het ook teruggedink aan Robert Fico, die president van Slowakye, wat ook nou onlangs in 'n sluipmoordpoging betrokke was, waar hy baie ernstig geskiet was, en wonder bo wonder dit oorleef het. En ons het gesien met president Trump ook onlangs, waar daar ook 'n poging was, so dit is aan die orde van die dag. Ons het in ons eie land en ons geskiedenis met Dr. Verwoerd beleef, en gesien watter politiese omwenteling het dit teweeggebring. Nou ja, daar is baie sameswering en sinistêre dinge rondom al hierdie, dit is nie die doel van hierdie video nie, maar om net te sê, dat dit is wat gebeur, JF Kennedy, en so meer, so kan ons heel wat noem daar in die Balkanstate, en ons kan in Afrika natuurlik Legio noem, ons kan Legio noem in Natal, ons weet in Natal is dit amper 'n mode, om mense op munisipaliteite of rare en so meer sluipmoorde op toe te pas. So dis 'n redelike algemene ding. En wat hoe my gedagtes net opkom is dat oom Siener het by geleentheid gesê dat hy sien 'n bekende swart man sak af in 'n graf. En wanneer die man afsak en die kluite val op die kus, met ander woorde tydens of net na of met die begrafnis, slaan daar vlamme om hierdie graf uit. En een groot vlam na Johannesburg. En vlamme is maar geweld. Dit is nie moeilik om daai deel te interpreteer nie. Vlamme is geweld, en dan kan jy daai aflei, en ek sal in 'n volgende video vir u oor the Ring of Fire praat, wat in Johannesburg deur soos Kusatu, voormalige leier waarwie na verwys is. Maar ja, dis ook nie die lyn van hierdie video nie, die gesig van 'n belangrike swarte wat begrawe word, geweld breek uit,
en dan nou natuurlik na die ou Witwatersrand toe, wat ek in 'n volgende video vir u die vleeslike en die fisiese verwerking, wat ek in die vorige video vir u gesê het, ek 'n bietjie met u gaan deel, waarin ek agtergrond en opleiding gehad het in. So, en dan kan ons vir mekaar sê, Johanna Brandt het ook 'n gesig gehad, en ek gaan nie interpreteer nie, ek is baie versigtig, u ken my, die mense wat my ken sal weet, ek interpreteer nie sommer gesigte nie, ek speel baie veilig, want dan is jy ook baie veilig, en dan beweeg jy ook op nie sulke riskante grond nie. As jy na die feite en die fisiese kyk, aan die een kant, en jy kyk na die profetiese ander kant, en jy kan hulle in harmonie bring, dink ek is die veiligste plek om te beweeg, in terme van risiko. En Johanna Brandt praat van 'n miniatuur as 'n gaai wat op die grond lê. So wat het met sy eienaar gebeur? Miniatuur kan dalk jeug wees. Ek sê wie ek wil nie interpreteer nie. Ek kan David Wilkerson se profesie ook inbring van meer as 40 jaar gelede, wat gesê het dat hier kom 'n kort stilte en dan bars die bom. Nou daai stilte, ons gaan nie interpreteer nie, kom ons bespiegel maar bietjie, kan wees as gevolg van of 'n groot staking, vir my is daar twee opsies, of 'n groot staking, en dit veroorsaak 'n stilte, of 'n begrafnis, wat ook 'n tydelike stilte en 'n kort stilte. En daai kort stilte het hom sien ook voorspel. Hy het gesê, daar kom 'n kort stilte en daarna, dan bars die bom, as ons dit nou maar so kan sê. Wat ek wel kan sê, wanneer die ou in die graf afsak en die geweld breek uit, dit moet 'n politiese dimensie hê, as ek dit so kan sê, weens 'n gebrek aan 'n beter woord. Want hoekom gaan mense om 'n persoon se begrafnis gewelddadig wil raak? En dit het my gedagte geprikkel van 'n sluipmoord. Jy weet, die gedagte kom by 'n mens dan op. En dan weet u dat so 2-3 video's gelede het ek vir u die video gespeel wat ek die video mee begin het, van waar die EFF sing One American, One Bullet. U onthou dit goed, waar die EFF dit sing. So die EFF en dan by name Malema het hom geweldig uitgespreek en aggressief uitgespreek teenoor president Trump, teenoor Amerika, wat definitief 'n rooi kol op hom plaas of 'n teiken van homself maak. En ongeag die teiken, aan die ander kant weet ons dat Amerika, ek het in die vorige video vir u van verlede week, middel verlede week, het ek vir u in daardie video gesê dat Victoria Nuland was hier. Sy's een altyd wat vooraf gaan en die finale reëling streef vir 'n kleurrevolusie. Dis basies onstabiliteit, geweld word bestuur, maar in so 'n mate dat hulle 'n regime change of 'n politieke objektief kan bereik, 'n doelwit kan bereik. Hy word dan so bestuur. So ek dink ons almal is eens, en u kan in die kommentare u gevoele deel, maar ek dink ons almal is eens dat definitief het Suid-Afrika die aandag getrek, definitief maak Amerika bemoeienis en plaas druk op Suid-Afrika, en definitief sal Amerika hierdie ANC regering wil omverwerp, wil uitwerp, noem dit wat u wil. Ek dink ons almal gaan daar saam met mekaar stem. In die retoriek wat ons kan sien, en ons kan dit baie redes gee, dit kan, een van die vele redes is die feit dat die Suid-Afrikaanse regering Israel na die Wêreldhof toe geneem het, dit is een van die redes, wat definitief dan ook 'n rol speel, en dan ook natuurlik die feit dat die ANC meer oos na toe neig. Maar ek gaan nie al dit herhaal nie, ek het dit in vorige video's vir u gesê. So ek dink ons is eens, dat Malema het homself definitief 'n teiken gemaak as individu. Aan die ander kant die Amerikaners mik en werk en gaan, en ek het in die vorige video vir u dit genoem, in terme van Victoria Nuland en al die werke daarna, dat hierdie ding werk na 'n kleurrevolusie toe. En ek sal nog 'n video vir u vorentoe maak, ook oor al die waarskuwings van sosiale onrus, wat ek net een van genoem het, deur die voormalige Veiligheidsraad van Suid-Afrika of Security hoof, wat sy bekommernis uitgespreek het oor die risiko van sosiale onrus. Nou dis daai onrus wat tot 'n regime change of 'n politieke verandering dan gebruik en aangewend sal word. Maar nog 'n element wat baie vinnig 'n revolusie kan ontketen, is 'n strategiese sluipmoord. 'n Strategiese sluipmoord.
Wat ek daarby bedoel is, dit is wanneer jy 'n persoon van belang, kom ons sê iemand soos Zuma, iemand soos Malema, as ek nou kan dink, dit sal nie die geval wees met 'n DA-leier nie, dit sal nie maklik die geval wees met 'n ANC-leier nie, maar definitief kan die volgelinge, die ondersteuners, die constituents, soos die Engelse dit noem, van Zuma en Malema, sal verseker, of kom ons sê vir mekaar, die kans is baie goed, dat hulle tot geweld sal oorgaan, as hulle leiers op 'n onnatuurlike, 'n sluipmoordwyse iets sou oorkom. Miskien so revolusie, sulke geweld, presies wat Amerika dalk wil hê. Want jy het sneller, jy het 'n trigger nodig om 'n kleurrevolusie mee af te spring. Nou daar is baie snellers, ons praat baie oor hulle werkloosheid en infrastruktuur wat in duie stort en Eskom en brandstof wat weens die oorlog in die noorde, wanneer hy uitbreek, hier tekorte gaan wees en kan lei verseker tot konflik en onstabiliteit. Maar nog een van hulle, wat nie een van die 34 is, wat die Wêreldekonomiese Forum genoem het, risiko's wat kan lei tot 'n mislukte staat in Suid-Afrika nie, né? Hierheen is nie in hy 34 nie, so ek kom bring nou 'n 35ste een, bring ek nou by die 34, wat die Wêreldekonomiese Forum en ander instansies, onafhanklike instansies wêreldwyd sê Suid-Afrika kan dompel in 'n mislukte staat toestand. Wat ideaal is vir 'n kleurrevolusie, wat 'n kleurrevolusie sal veroorsaak, wat die geleentheid dan gee vir die Amerikaanse troepe om in te kom, saam met proksiemagte in Suid-Afrika, saam met partye soos die DA en ander burgerregte organisasies om dan betrokke te raak. En dan die regverdiging as sulks het, omdat die grootste oppositieparty, wat nou nie meer 'n oppositieparty is nie, maar omgedra soos 'n oppositieparty, maar deel is 'n regering van nasionale eenheid, die DA, maar dit sal die buitelandse magte, die motief, die alibi is 'n beter woord, die alibi gee, die rede gee, die regverdiging gee, om in Suid-Afrika betrokke te raak, en dan hulle na hulle doel toe te werk, wat ook al die detail van daai doel is. Min of meer 'n regime change, ten minste in die Kaap, en natuurlik as hulle beter kan doen, sal hulle graag dit verder wil uitbrei. So hoe dit ook al sy, die punt wat ek wil maak is, daar is vreemde gesigte van Umsiener en Johanna Brandt en David Wilkerson, wat definitief Umsieners en Johanna Brandsen ook, hoekom lê 'n miniatuur as hy gaai op die grond, het sy eienaar iets oorgekom? Ek weet nie, ek gaan nie interpreteer nie. Umsieners is duideliker. Baie mense het gedink in die verlede, dit kon met Mandela gewees het, dit was nie. Dit beteken, daai gesig moet nog gebeur. Hy het nog nie gebeur nie. Maar daai gesig sê baie duidelik, 'n swarte word begrawe, soos hy in die graf afsak, slaan die vlamme buite om, en een groot vlam na Johannesburg. Wat beteken en meen, daar gaan groot geweld in Johannesburg dan ook uitbreek. En op hierdie stadium sal die Amerikaners nie skroom om 'n JFK, as ek dit so kan sê, 'n Trump wat in die oor raak getref is, noem dit amper in eenvoudige Afrikaans, te trek op Malema, byvoorbeeld nie, of Zuma. En dit moet ons besef, en ek wil net die gedagte by u laat, sodat u kan besef, en dit net ag opneem, net hier agter in die leer sit, in die agterkop, soos ons in Afrikaans altyd sê, en sê goed, sodat wanneer dit gebeur, dan sal u herinner in hierdie video, herinner in die profesie en sê, hier's 'n moontlikheid, dat met die persoon se politiese klimaat, begrafnis, kan en dink ek, daar gaan geweld uitbreek. En dit kan wees waar David Wilkerson gesê het, God's Spirit will speak to many of his children. Jy kan dalk 'n stilte dan ingaan, en dit kan vir jou onheilspellende stilte wees. Jy kan vir jou vrou kan vir jou man sê, hierdie stilte is en dit, gee ag op dit. En ek gaan vinnig net weer sê, sou Suidlander provinsies besluit om, sê maar nog nie te ontruim nie, maar die Gees druk dit op jou hart, om na vriende of familie, in die buitewyke van die stede, in die platteland te gaan. Wanneer die Gees dit op die hart druk, dan moet u gehoorsaam wees. Dan moet u luister, wie ook al u is.
Onthou die organisasie Suidlanders is baie meer in 'n skaakmatposisie, menende dat ons kan nie sommer net sê onttrek, ontruim nie. Want daar's baie keer vals vlag operasies waar ons dan soos gekke kan lyk na die tyd. Mense kan hulle werke verloor. So dit is 'n baie groter som om te maak. So ek gaan net weer vir die gewone mense wat hierdie video's kyk, want dit gaan oor die behoud en die red van lewens. Wanneer jy in Engels sê hulle daai gut feeling kry. Dit is daai gees wat dan teen jou aan jou deur van jou hart klop. En as jy daai, en ek wou net hierdie gedagte met u deel. Daar is sulke profesieë, alhoewel ek dink geweld om 'n graf kan uitslaan, is omdat daar 'n politieke element betrokke is en die ondersteuners van daai ou wat afsak is woedend en wend hulle tot geweld. Wat ek amper dan wil sê, die Weste sal benut in die beplande kleurrevolusie. As dit nie in die beplanning is nie. Want ek sê weer, dit is in die orde van die dag, sluipmoorde in hierdie tye. En dit is ook 'n element wat ek net wil hê, ons nie die oog moet verloor nie, en net in die agterkop moet sit, soos ek sê. Tot 'n volgende keer, tot ons weer praat. Goed gaan, totsiens.